Die woonstel wat ons gehad het was baie lekker en was 'n baie goeie woonstel vir ons almal. En ons het op matrasse op die vloer geslaap omdat die woonstel so baie gekos het. En toe sien my pa, hy sal nie die woonstel kan betaal vir 'n lang tydperk nie. Toe trek ons Elandspoort toe. Toe bly ons in 'n garagehuis. En toe moes ons trek, toe gaan bly ons by tannies wat 'n crash het. Toe het my ma alles vir ons opgeneek. My ma 'n ander man ontmoet. En dan kom my ma eers middernag terug of miskien dalk in die oggende. Ek het van Kobus en sy gesin gehoor in 2014. Ons het 'n aanmelding van 'n eienares van 'n kleuterskool gekry waarin vir ons gesê word dat daar 'n mamma en pappa met op daai stadium 3 kinders in 'n klein Wendy huis bly. Mamma is swanger, baie ver swanger, maar is baie bekommerd oor die babatjie want sy gebruik dwelms. Sy werk ook as 'n prostituut en los die kinders snags alleen tuis as pappa dan as sekuriteitswag nagskool werk. Ek het uitgegaan en ek het hierdie kinders ontmoet. Ek het ook die omstandighede gesien waarin hulle gelewe het en dit was regtig haglik. Dit was 'n bitter klein Wendy met net 'n enkel bed in en baie die mekaar. Klere op die vloer, vuil, minder aangenaam geruik. Ek het 'n ooreenkoms op daai stadium aangegaan met die eienares van die kleuterskool en sy het gesê sy sal vir 'n week of wat beheer vat oor die kinders terwyl ek plek soek vir hierdie kinders. Die oudste seun Kobus was op daai stadium graad 8. Hy is in die hoërskool gewees, net in die hoërskool. Die tweede oudste seun was so 9 jaar oud en dan 'n ou klein dogtertjie van plus minus 2-3 jaar oud. Wat ook interessant was van hierdie gesin is dat almal het een van gehad, maar net die oudste seun Kobus was die biologiese seun van die pappa. Dit was nie 5 dae later nie wat ek 'n oproep van die kleuterskoolonderwyseres gekry het wat gesê het dat die kinders en die ma en pa sak en pag oornag verdwyn het en Danville kamers toe getrek het. En dis nogal 'n probleem om mense in Danville kamers op te spoor. Toe moes ons daar uittrek, toe trek ons Danville kamers toe. Dit is eintlik net een groot kamer. Dis al. Badkamers wat die hele woonstelblok gebruik. En my ma het nog steeds laat in die aande, sy en my stiefsussie, uitgegaan na daai man toe en hulle het gaan drink en in die parkie gaan sit en alles. Hy het ook genoem dat daar baie aande is wat hulle sonder kos moes gaan slaap het. En ons het nie regtig elke dag kos gehad om te eet nie. Ons het meestal brood en slapchips geëet as ons kon eet. Ek het kos gekry by die tannie by die skool, het vir my elke dag kos gegee. In die oggend was daar nie kos en goed om te eet nie. Dan het ek die tweede of die derde periode aan raak ek honger en gee die tannie vir my 'n broodjie en eet ek goed 2 of 3 broodjies. Dan gaan ek weer na pouse, kom ek weer terug. Dan kom haal ek my pousekos en dan daar nou by die einde van die dag is daar oorbly, dan vat ek alles en ek vat dit huis toe. Dit was vir ons almal. Ek het vir my pa gegee om te eet en ek het vir hom gegee om werk toe te vat, want my ma het pad gevat, my stiefboetie, my stiefsussie gevat en hulle het getrek na my ma se kerel toe. En toe vra my ma of ek wil saamkom. Toe sê ek, nee, ek wil by my pa bly, want my pa probeer alles wat hy kan om ons gesin aan die gang te hou, maar hy kon net nie. En besluit ek nie, na al hierdie jare gaan ek by my pa wees, om probeer bystaan. En elke aand was ek alleen in die woonstel waar my pa het nagskof gewerk. Elke aand was ek alleen. Ek het self my skoolklere alles self gewas. Maar in Maart 2015 het ek 'n oproep gekry van Yvette van Skalkwyk, sy is 'n maatskaplike werker by Hoërskool Tuine in verband met Kobus. Kobus het baie goed vir my vertel daai dag, die feit dat sy ma en pa uitmekaar uit is,
Die babietjie is gebore, bitter klein babietjie. Dit was toe Tannie my kom haal het by die skool en toe ons ry, toe stuur my pa vir my 'n boodskap. Toe sê hy, is dit regtig wat ek wil hê? En toe sê ek vir hom, daar's nie regtig 'n ander keuse nie. Ek het hom in die kar gelaai en gereël dat ons sy goedjies by die huis kan gaan oplaai en hy het net die klere aan sy lyf gehad en 'n bitter vuil duvet. Daar was geen kos in daai huis nie, geen meubels nie, geen bed om op te slaap nie, geen klere in 'n kas om uit te vat nie. Daar was letterlik niks. Daar was 'n vuil duvet. En dit is al wat hy kon saamvat van sy ou lewe na sy nuwe lewe. Toe gaan ons na DPS huis toe en toe sien ek uit daarna. Sê Tannie Ina vir my, gaan baie lekker wees. Hulle gaan mooi na my kyk. Toe die ander seuns van die skool afkom, toe sien ek hoe baie seuns dit is en hulle almal lyk vriende. Maar in die aande dan het ek nog steeds gedink, lekker in my bed, kon ek nie slaap nie. Dink ek dat is my ma se skuld, want sy het ons almal nou uitmekaar uitgedryf. Al het my pa ons probeer same en baie in die aande het ek in my bed gelê en het ek myself soos aan die slaap gehuil en alles. Ek het onmiddellik saam met my programbestuurder Susan van Deventer 'n afspraak gemaak met 'n ander welsinsorganisasie om met hulle te gaan gesels rakende die toestand waarin ma en die ander 3 kinders hulle bevind. Wat baie sleg is, die departement van maatskaplike ontwikkeling deel ons in verskillende werksareas in en dus mag ek nie regtig aandag gee aan sake aan daai kant nie van die straat nie. So dit is letterlik 'n straat wat werksareas skei. Ons het 'n afspraak gemaak met die ander welsinsorganisasie. Ons het 'n plan van aksie op die tafel neergelê dat ons hom gaan skuif in die DPS huis, maar dat ons regtig groot kommer het veral oor die babietjie wat op daai stadium net 5 weke oud was. Die ander welsinsorganisasie het onderneem om saam met ons te werk, maar helaas moet ek aan julle noem, hulle het eers die kinders verwyder, die ander kinders verwyder in Januarie vanjaar 2016, wat baie sleg was, want daar is sprake van kindermolestering, erge verwaarlosing, fetale alkoholsindroom by die baba en mamma is werkloos as sy nie prostitusie beoefen nie, is daar nie kos op die tafel nie. Op hierdie stadium is Kobus ons ster. Hy doen wat hy moet en hy doen baie meer. Hy is gemaklik met waar hy is en hy het ook aanvaar van dag 1 af dat hy by ons gaan klaarmaak en matrikuleer en van daar af sy lewenspad gaan loop. Ek het lanklaas 'n seun gesien met soveel deursettingsvermoë en dryfkrag en 'n wil om 'n verandering in sy lewe te bring. Die skool waarna ek gaan, die huis en waarna ek bly, dat ek klere het om aan te trek en dat ek goed het van my eie wat ek weet wat net myne is en dat ek nie alleen is nie.